Die nuwe wêreldtegnologie in 2025. As jy, dan gaan dit nou maar in Engels moet sê, as jy 'n seatbelt saamgebring het, sit hom nou aan. Want jy gaan uit jou stoel uitval, beloof. En ons is nie verantwoordelik as iemand seer kry. Jy sien, dit is wat dit is. Mense dink dat godsdienst is 'n lang gesig en is 'n getrek en is nie. Weet, om Yahshua, dis Jesus Christus liefde, is iets wat spontaan uit ons wesens uitkom. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom het die wêreldtegnologie soveel veranderings en gevorder as juis in hierdie laaste 70 jaar nie. Nou wat bedoel ek by 70 jaar? Dis my leeftyd. Ek is 74, is besig om 74 te word. So ek praat van in my leeftyd. Wat van u? Daar's van u wat nog bietjie ouer is, wat hierna kyk en hy gaan sê, "Jog prof, maar die tyd het verander." Dit is nie dat dit alles die mensdom se ondergang bewerkstellig het nie, maar dit het hoofsaaklik gegaan oor die vooruitgang van die mensdom. Baie goed is wat vandag bestand is, baie goed wat stand hou vandag, is as gevolg van vooruitgang. Kyk maar net na die vegvliegtuie en die ontwikkeling van 'n jumbo jet. Kyk die vegvliegtuie, hoe vinnig is daai goed, supersonies. Hulle is so gemaak dat die radar nog nie kan optel nie. Hulle is stealth. 'n Jumbo jet, hierdie groot is. Ek kyk my altyd as ek by Oliver Tambo verby ry op die R21, staan hulle op die linkerkant. Daai jet, jy kan nie glo dat daar sit 600 mense in so 'n vliegtuig. En hulle het nog ook hulle bagasie en goed wat hulle vervoer. En dan vlieg hulle oor kontinente vir ure en ure en ure aan mekaar met al hulle brandstof en alles. Waar vroeër jare net bote gebruik was. Kan jy dink en onthou in die ou rugby toetse en die cricket, die ouens het met die bote gekom, want nie vliegtuie geryk nie. En die bote was ook gebruik om die goedere te vervoer. Vandag is dit nie bote nie, dit is reuse vragskepe, container carriers soos ons dit ken, wat miljoene der miljoene tonne gewig dra, gelyktydig. Dink maar aan die model T vorkies wat ons gery het daai jare, toe ek 'n jong seun was. Daar's baie mense wat nog die Model T Force gery het. Vandag is dit gevorderde voertuie, wat somme oor die 300-350 km/h ry, Ferraris en Porsches en Lamborghinis en al hierdie goed. Kyk maar die militêre toerusting, kyk hoe dit verander, gevorder van niks af nie. Ek wil al sê, as jy kan dink in die Tweede Wêreldoorlog het hulle die 2 vlerk hawits gebruik. Daar by Springs lughawe is waar die hoofkantoor is, waar hulle die hawits hou. Ek was vir jare was ek die pastoor in Springs gemeente gewees, en ek het baie vanavond op 'n Saterdag, dan vlieg hulle so 6-7 van daai hawits saam. Die geraas is so fantasties, die klank en goed. En vandag supersonies. Hulle vlieg teen onmenslike spoed, die spoed verby klank. En dan kan hulle duisende kilometers verder, kan hulle mense uitwis, dra missiele en dra bomme en goed. Mense was al op die maan, jy weet dit alreeds. Hoe kan ons aanhou om oor die tegnologiese vooruitgang in ons leeftyd tot en met vandag 2025 te noem? Die ontwikkeling van die mikroskyfie, nou dit is die goed waarna ons wil kyk. In die laaste 50 jaar was dit juist die ontwikkeling van een van die kleinste stukkies tegnologiese materiaal wat hulle ontwikkel het. Naamlik 'n mikroskyfie wat veroorsaak het dat ons verouderde bankstelsels en bankwese wat ons as kinders geken het deur die chequeboek en die kontant oor die banke en goed. Ons het met harde kontant gewerk. Reg oor die wêreld. Dit was nie net in Suid-Afrika nie. En vandag verkies die mense debietkaarte en kredietkaarte vir betalings, wanneer daar betaal word. Omdat dit gemakliker en veiliger is. Hier speel die hedendaagse SIM-kaart, selfoon SIM-kaart tegnologie,
sekerlik die hoofrol, omdat omtrent elke mens op hierdie aarde vandag 'n selfoon besit, waardeur kommunikasie reg oor die aardbol moontlik gemaak word. Vandag, 2025, koop en verkoop ons deur net ons selfone te gebruik om items te bestel, en dit word by ons voordeure afgelewer deur die koeriers. Hoe maklik het dit geword? Alles gaan vandag in 2025 oor gemaksig. Alles wat ek reeds hier vir u genoem het, kan u jouself mee identifiseer. Dit is so maklik. Ons kinders word met die goed groot. Klein kindertjies sit met selfone en hulle weet hoe die goed werk. Ons het geleer dat ons kan amper nie sonder 'n selfoon en 'n rekenaar, 'n laptop. Ons kan amper nie sonder funksioneer. Jy soos 'n motorvoertuig. Jy kan nie sonder 'n motorvoertuig funksioneer vandag nie. Om van 1 punt tot 2 punte te skuif, 3 punte, 4 punte in 1 dag. Dis onmoontlik om sonder tegnologie te funksioneer. En as jy kyk teen die spoed waar in ons vroeë jare, toe ons jong was, beweeg het. Dit was 'n slakkepas teen vandag.